en welkom by vanoggend se oordeenking. Sondag lees ons Markus 4 vanaf vers 1 tot 20. En ek wil julle uitnooi om dit nou al te gaan lees. En dalk 'n tweede keer, selfs 'n derde keer, voordat ons saam kuier daaroor op Sondagoggend. Dis die gelykenis van die saaier. En jy het waarskynlik reeds hierdie gelykenis in jou kinderbybel gehoor. Ons hoor dat die saaier wyd saai. Hy saai in die pad. Hy saai op klipbanke. Hy saai daar waar die grond nie baie diep is nie. Hy saai waar daar onkruid is. En hy saai op goeie grond. En dan hoor ons dat die son kom en die son verskroei die saad wat opkom waar die grond nie baie diep is nie. Ons hoor dat die voëls kom en die saad oppik wat op die pad is. Ook die saad wat op die klipbanke land, kom nie op nie. En ons hoor dat die saad wat tussen die onkruid opkom moeilikheid gee. Want mens kan nie die onkruid uittrek sonder om die saad uit te trek nie. Maar dat die saad wat in die goeie grond val, werklik goed wortel skiet, goed opkom. En Jesus moet hierdie gelykenis eintlik verduidelik, uitlê vir die mense om hom, want die gelykenisse word juis so sorgvuldig vertel, dat daar soveel lae in dit lê. Die mense is nie gereed om hierdie gelykenisse te verstaan nie, die konteks is so divers, dit is so moeilik. En Jesus sê vir hulle dat as jou hart reg is, as jy met jou ore hoor, met jou oë kyk, met jou hart verstaan, dan hoor jy die oppervlakkige betekenis, maar ook die dieper betekenis. Sondag kyk ons nie na die oppervlakkige betekenis, wat Jesus eintlik vir hulle so duidelik uitlê nie, dat die woord, die goeie nuus, werklik net inslag vind in goeie grond, in harte wat voorberei is nie. Ons fokus op die saaier se oorvloed. Op die feit dat geen boer, die van julle wat op plase groot geword het en self boere is, geen saaier, geen boer, saai op klipbanke, op die pad, tussen onkruid of in vlak grond nie. Dis 'n mors van diersaad. 'n Saaier saai net in grond waar daar 'n oes gaan kom, maar nie die saaier wat ons dien nie. Hoor die oorvloed van hierdie saaier. Hierdie saaier se genade, se liefde, se gawes, se seën is so oorvloedig dat hy nie omgee waar die saad val nie. Hy doen dit in oorvloed, op elke plek, ongeag of die grond voorbereid is of nie. Dis die God wie ons dien. Die God wat in oorvloed gee en weer gee en weer gee. Hy doen dit vir jou en jy besluit of jy daardie geskenk oopmaak. Mag jy raak sien wat hy gee? Mag jy bepaal of die grond voorbereid is. In jou hart, in jou siel, daar waar die Gees besig is. Kom ons bid saam. O saaier van alles wat goed is, dankie vir oorvloed. Dankie vir dit wat U vir ons gee, of ons nou reg is daarvoor of nie. Dankie dat U nie wag nie. Ons ontvang dit, ons maak dit oop. Ons loof en ons prys U. Amen. Gaan vandag in sy groot vrede.